Nadat ek my onderwysgraad voltooi het, het ek vir 7 jaar skool gehou. En toe is my eersteling Anton gebore. En ek kon dit net nie oor my hart kry om hom by 'n speelgebied te gaan aflaai nie. In daardie tyd het ek gekyk om in te koop by 'n ander franchise. En ek het net agtergekom, dis nie presies wat ek wil hê nie. Dis nie presies wat ek wil doen nie. Ek weet wat ek wil hê. En as ek dit wil hê, dan moet ek dit self doen. So, ek het die groot geloofstap geneem. Ek het bedank en ek het Pinkfoot Pret begin. Ek het Pinkfoot Pret se deure geopen 1 Junie 2000 in Garsfontein, Pretoria, met net 6 maatjies. Vandag is daar 30 takke landwyd. En as ek mooi moet dink, is daar seker al oor die 30,000 pinkvoetjies deur ons deure. En dit is net eintlik fantasties as mens so daaraan dink. Ek het gedink dat daar 'n groot mark is vir Afrikaanse mammas om tyd te spandeer saam met hulle babas. En ek was reg. Ek was 'n juffrou gewees en dan het jy maar kindertjies wat siek is en dan lê jy maar by die huis. So terwyl ek by die huis wil hê, toe dog ek, daar moet iets anders wees, verstaan? Ek het op Facebook nou maar gelê en skraal my seentjie langs my gelê en hy het geslaap, ek kom nie slaapie, so ek skraal op Facebook en ek kom Pinkfoot op. En ek kyk toe, ek sien franchise, jy kan jou eie ure bepaal. En ek dog, weet jy wat, kom ek vat net 'n kans. Wat van 'n verloor? Ek gaan dit verloor. So my lewe was skooljuffrou. Jy weet, dit was maar 'n doodgewone, ek sê nou maar doodgewone, maar ek het skool gehou. En in my jaar, net voor ek Pinkfoot gekoop het, of dit op my pad gekom het, het ek 'n vriendin gemaak met 'n seentjie se mamma wat in my klas was. En sy het my vertel van Pinkfoot en so het ek Pinkfoot Pret leer ken. Ek het altyd geweet ek wil so ietsie doen, maar waar, hoe, wie, jy weet, daar's nie programme wat ek van geweet het. Toe ek die eerste keer instap by 'n Pinkfoot Pret klas, was my eerste indruk, wow. Ek wil daai vrou wees wat daar voor staan. Ek het geweet, die Pinkfoot Pret eienaar wat daai tyd Silver Lake se franchise gehad het, was ook 'n gekwalifiseerde onderwyseres gewees. So vir my was dit, hoorie, as sy dit kan doen, wil ek dit ook doen. So ek het net die geleentheid nodig gehad. Ja, my beste vriendin bel my toe eendag en sê, hoorie, ons het 'n geleentheid vir jou, stuur nou jou CV vir Anidia. So dit was waar my journey met Pinkfoot Pret begin het. Ek was voorheen 'n graad 2 juffrou gewees. Ek het my departementele pos opgegee om meer tyd met my dogtertjie te hê by die huis. Vir 10 maande was ek by die huis en ek was byna mal. En toe besluit ek wel, ek geniet dit om werklik saam met my dogtertjie te Pinkfoot Pret en dit was toe die antwoord om aansoek te doen vir 'n Pinkfoot Pret tak. Die program, om die program uit te werk. Dit is vir jou storie, want daai tyd was daar nie Google nie, daar was nie Pinterest nie, so ek moes staat maak op my gut, wat ek sien my 1-jarige doen, en op die navorsing wat daar in die boeke was. So hoe dit werk is, daar is elkeen het sy eie mat, waarop die mamma met die baba sit, of die nanny, of die oupa of ouma, wie ook al, almal is welkom. Maar sit dan op hulle eie mat en dan is daar 'n fasiliteerder of 'n juffrou of 'n tannie of wat ook al mense hulle wil noem, maar dis dan nou ons wat hulle lei in die regte aktiwiteite in, wat hulle dan ouderdomsspesifieke aktiwiteite met daai klasie doen. Ons begin met liedjies en dan my wange is seer gelag as ons met daai liedjies begin, want hulle herken dit, daar's 'n rotine. En dan is dit 'n uur wat ons intens besig gehou word en wat amazing tyd is tussen my en my baba. En dan daarna sal ons 'n sensoriese aktiwiteit doen wat verskillende teksture is. Ons sal hulle byvoorbeeld in 'n bak sit met rys en dan die volgende week in 'n bak sit met vla of jelly, waar hulle dan met hulle handjies en voetjies moet die verskillende teksture moet voel en aanraak. En dan kuier ons heerlik in 'n veilige omgewing daar buite met die kinders. So dan leer ons eintlik die ouers hoe om die kinders op die regte tyd, op die regte manier te stimuleer.
Ja, al 3 my kinders was deel van my Pinkfoot Pret program. Het self by mamma klas gehad. En hulle het nie sleg uitgedink. En nee, ek dink hulle het redelik goed uitgedraai. So dankbaar. So my dogtertjie het geleer dans by Pinkfoot Pret. En dit was my man die snaakste ding toe hy vir haar 'n rockliedjie speel en sy gaan so. En toe ek sê, dis Pinkfoot Pret. Stel dit vir Pinkfoot Pret, kom maak 'n draai. So elke keer maak nie saak wat speel nie. Dan dans sy so, sy het leer dans by Pinkfoot Pret. Vir my is die hoogtepunt van Pinkfoot Pret definitief die feit dat ons deur al die jare so baie mamas, babas, papas, nannies, oupas, oumas kon bereik het en deel kon wees van daai babatjies se vorming. Elke keer nadat Riese en Anna by die huis kom met Pinkfoot Pret en ek sien Anna is goed gestimuleer. So sy is rustige, sy raak makliker nie so. Ja. Dit is goed vir haar, sy leer nuwe goedes. Ek kan sien Riese se verhoudings en mamma tankie is weer vol. Sy het so baie met haar dogtertjie geniet. Ja, en dis net so deel van ons lewens en ons baie input vir haar. My verhouding met my kind het ongelooflik verbeter. In terme van kwaliteit tyd wat ek agtergekom het, is nie so moeilik om te spandeer met jou kind nie. Jy moet net gaan sit en boekie lees of 'n aktiwiteit doen, maar die groot ding van Pinkfoot Pret is, hulle het reeds die goed vir jou gedoen. Hulle was reeds kreatief, hulle het reeds die goed gemaak. Jy kan net opdaag. So I'm originally from Australia. I met my South African German husband in Sydney, and we decided to move to South Africa 5 years ago. We joined Pinkfoot Pret Silver Lakes earlier this year, and so far we absolutely love it. It's the highlight of our week on a Thursday morning when we say we're going to Pinkfoot. What do we do when we go to Pinkfoot? Love it. By Pinkfoot Pret kan jy al jou vrese, al jou vreugdes deel. En no judgment. It was intimidating at the beginning. I had seen Pinkfoot Pret for a little while and was just too scared to do it. I'm glad I took the step to do it because I feel like I was the one with the problem. Ek dink dit was altyd my ding gewees vir 'n mamma. Dit moet vir haar lekker wees en dit moet nie stresvol wees nie. Elke franchisee weet wat die hart van Pinkfoot Pret is. Dit is om mamas te bedien en is om babas te bedien. So ek het 'n hele paar jaar terug het ek woord gekry by 'n pastoor wat gesê het dat ek gaan nie vir altyd 'n juffrou wees nie. Daar gaan 'n tyd kom waar ek vroue gaan bedien. En toe hierdie nou oor my pad kom en hoofkantoor vra dat 'n mens franchisees bel om by hulle te hoor die ins en outs, alles, die lekker, die sleg, verstaan dat jy 'n ingeligte besluit maak. En die eerste enetjie wat ek bel wat antwoord sê toe vir my, dit voel vir haar meer soos 'n bediening as wat dit soos 'n werk voel. En ek sê toe, in daai oomblik, toe kom daai woord weer terug na my toe wat daai pastoor gegee het en ek kry hoendervleis en sy kry hoendervleis en toe weet ons net, hier is nou waar hierdie woord tot vervulling gaan kom. So ek dink hoekom Pinkfoot Pret 'n bediening is of meer as net klas gee is, ons doen soveel meer verryking as franchisees ook. Met Anelia doen dit met haar mense. So jy leer ken jouself ook en dit was 'n groot ding in my lewe ook om myself te leer ken. Jy weet jy word 'n juffrou en jy dink ek is 'n juffrou. And that's that, jy weet. Maar met Pinkfoot Pret jy leer soveel meer van jouself ken. Mense het altyd dat bediening met kerk te doen het, maar ek het besluit om bietjie te gaan oplees en te kyk wat is die definisie van bediening. En dit is die verskaffing van hulp en versorging. En sinonieme daarmee is voorbidding, bystand en ondersteuning. Dit is presies wat Pinkfoot Pret vir mamas beteken. Ek is Marley en ek is 'n Pinkfoot Pret mamma al vir 3,5 jaar, want ek het nou nog halwe by, 3,5 jaar. En ek het vir Susan ontmoet by Pinkfoot Pret. Of ons het woorde gehad eers by Pinkfoot Pret
En ons is nou baie goeie hartsvriendinne, te danke aan Pinkfoot Bread. Ek het van my heel beste vriendinne by Pinkfoot Bread gemaak. Februarie 2014 het ek my pad begin met Anelia. Ek het eintlik Anelia die een dag in die tuin, ek dink ek was in die tuin, raak genoem. Toe het ek haar eendag geroep, maar soos hoor, hierdie is so amazing, ek love weer en hierdie is iets wat ek wil doen. Ek dink dis 'n groot ding. Pinkfoot en die mamma spot altyd. Ek meen ek is nou al hoeveel jaar klaar met Pinkfoot, 3 jaar. En ek het nog steeds vriendinne wat ek gemaak het in Pinkfoot Bread van die mammas en hulle is nog steeds hulle groepies. Ons almal weet hoe belangrik is die eerste 1000 dae in 'n kind se lewe. Dis die eerste 3 jaar. En dit is Pinkfoot Bread tyd. Hoe vroeër jy 'n probleem optel by 'n kleintjie en dit kan regstel met die regte oefening en met die regte herhaling, hoe beter en dit kan regtig uitgesorteer word. My seentjie is ek glo hulle word met kolik gebore, maar hy babatjie het gehuil vir 4 maande non-stop. En dit was net, ek het nou net almal opgekommandeer en sê, bid net dat hierdie kind moet slaap, ek kan nie meer nie. So my ma deurkom van Middelburg af en dan het sy my help, dat ek net kan slaap. En soos almal half na gras aan 'n bes gryp, het ek die baba in kleuter gekoop. En dis waar ek gesien het, hier's 'n Pinkfoot Bread klas en hier's mamma en baba klassies. En so het ek Centuria gebel en daar het ek my eerste klasie met Luke bygewoon. Toe hier is sê, het hy geslaap voor die klasie en ek was so verbaas geweest. Ja, Nona het bietjie later skool gegaan. En sy, soos ek nou net gesê, sy vat so 'n bietjie langer en sy is nie baie sosiaal, nie bietjie langer gevraagd om op te warm teenoor ander mense. En met Pinkfoot was er al 1 uur en 'n half in 'n week wat ek op hom blootstel aan ander maatjies. Ek dink nie ons besef altyd hoe uitdagend ouerskap kan wees nie. En ek dink nie ons besef altyd waarmee struggle baie ma's of pa's of opvoeders by die huis op hulle eie en hoe alleen dit kan wees nie. Iets soos kraamverlof wat veronderstel is om amazing te wees, is vir baie mamas ontsettend moeilik, want face it, 'n baba gesprek is nie dieselfde as 'n volwasse gesprek nie. En dis juis in daai tyd wat Pinkfoot Bread 'n groot verskil kan maak, nie net vir babas nie, maar ook vir mamas wat vriendinne maak, maar ook kyk na hulle psigiese welstand om te kan huil by 'n medemamma, of net saam te kan lag oor jy weet nie wat is fout met jou baba en sy slaap nou al vir 'n week lank nie. So die welstand van die ma's is iets wat van dalk donker na magic toe gaan op die Pinkfoot mat. We're all going through the same thing with our little ones. So it's an automatic get together without the effort of having to do it. And we're all comfortable to chat about what we're going through. Ek dink ook om te weet dat Pinkfoot Bread is vandag 'n gevestigde brand landwyd. Ek dink dit laat my hart baie warm klop. Dis min dat jy jou eie besigheid kan begin en meer tyd van jou huis af kan spandeer saam met jou kinders. Die hoofdoel van Pinkfoot Bread sou natuurlik altyd wees om by die huis te kan werk. Toe ek uitvind ek is swanger met my eie baba, toe binne die eerste maand, toe sê my sussie vir my, die Pinkfoot Bread tak net af in die straat van waar ek bly is in die mark. En dit is my die ideale geleentheid, want as 'n laerskoolonderwyseres het mens nie baie fleksietyd nie. En ek het die kans gesien om my baba na 4 maande af te laai by 'n dagmoeder of 'n speelgroepie nie. So dit het regtig vir my gevoel soos 'n besturing dat ek nog steeds in die opvoeding en in die kinderontwikkeling kan wees, maar terselfdertyd nog steeds 'n betrokke mamma wat haar eie kind kan gaan oplaai by die skool. So ja, dit is waar dit begin het. Dis vir my fantasties om te kan sien hoe 'n franchisee 'n verskil in 'n mamma en 'n baba se lewe maak. Maar meer nog, hoe Pinkfoot Bread 'n franchisee se lewe verander. Vir my as franchisee was dit gewees, ek stap in my klas en jy is ook 'n mamma, so jy raak ook moed. En dan kom ek daar en dan is dit net, jy word ge-energized, jy word net heel dit ge-energized. So jy stap uit die klas uit op 'n high.
Ek sal nooit vergeet die dag toe het my gesê, ek het 'n kar gekoop. En ons sommer gehuil, ek was nog vir die tandarts se badkamer. Toe bel ek haar, toe sê ek het nou net die laaste payment gemaak. Dit ek in 2 jaar my besigheid afbetaal. Ons sê altyd dat Pinkfoot is die village vir die mamas, maar daai mamas begin jou village raak. So as jy ietsie het waarmee jy struggle en jy deel dit met hulle, dan is dit asof dis jou ondersteuningsnetwerk. Verstaan? Of as jy ietsie, as jy nie 'n lekker dag het nie, as jy by so 'n klas uitstap, vergeet jy heeltemal wat sleg was en wat nie lekker was nie. Uiteindelik kry ek 'n Pinkfoot pretdak. Prys die Here. Januarie 2020 open ek my deure as Pinkfoot Pret Tannie van Brooklyn. En 2 maande na dit, COVID. Mamas begin kanselleer want die Pinkfoot Pret Tannie oor Zoom is nie dieselfde as die tannie op die mat nie. Ek kry agter nie inkomste nie, wat beteken ek verloor my Pinkfoot Pret studio in Brooklyn. Dit gaan regtig nie met ons goed nie, ons verloor karre, huis en ek neem die besluit ek moet Ania gaan sien. Buite Aroma in Linwood het ek met baie trane in my oë en die enigste woord wat moontlik oor my lippe kon kom was Here, waar is U in al hierdie? Hoe kan U my nou los? Ek het so lank gebid vir 'n dak. Ek was op my knieë. Dis die droom wat ek nog altyd wou gedoen het. Hier's 'n dogtertjie, hier is nie finansies nie. Ek moet hierdie dak nou verkoop. My dogtertjie is gebore en dis my seentjie 17 maande oud. En sy was net 'n droom gewees. Is dit hoe 'n baba slaap? Is dit wat dit is om 'n baba te hê? Want sy slaap net en Luke was in sy eie kamertjie gewees. En 2 maande later, toe Luke 19 maande is, 2 die oggend gaan die monitor af en hy het goed, sy monitor afgegaan, Luke is toe oorlede op 19 maande. Maar na die hospitaal het ons tasse gaan pak. En my ouer weet my ouers bly in Middelburg. Gaan ons met al Middelburg toe. In 'n jaar het ons daar gebly so met hulle in die huis. En na 'n jaar toe sê ek vir ons nou 'n keuse maak of ons kom terug Pretoria toe of ons bly in Middelburg. En ons het maar besluit om in Middelburg te bly want dis waar jy netwerk is. So ons huis in Witstrand verkoop en huis in Middelburg verkoop. Op pad Aroma toe het ek 'n boodskap gekry van 'n vriendin af wat op daai stadium nie besef het hoe sleg dit met ons gaan nie. En die boodskap het net gesê Handelinge 1:8 dat jy sal leer as getuie wees. En toe Anita vir my vra wat is my plan, kon ek nie antwoord nie want ek het nie 'n plan gehad nie. Die enigste plan was verkoop die tak, kry inkomste en vind net jou voete. So, met geen plan moes ek bly glo terwille van my mooiste dogtertjie. Met die stap ek eendag in die gang af en die Here sê, laat nie met Pinkfoot Pret koop. Dis nie 'n Here, en ek weet dis nie hoe jy met die Here moet praat nie. Sê Here, maar ek is nie 'n onderwyser nie. Hoe moet ek met mense werk? Ek sê vir my man, oor die goed Pinkfoot oopmaak. Weet nie hoe nie, maar ek gaan al bel en ek bel toe van Anelia. Ek sê vir Anelia met Pinkfoot oopmaak. Sy sê stuur jou CV. Ek sê ek het nie 'n CV nie. Die Here sê ek moet Pinkfoot oopmaak. 4 maande verloop en bonatuurlik kry ek 'n perseel. 'n Perseel waarvoor ek nie gaan soek het nie, maar 'n mamma het my 'n boodskap gestuur om te sê sy het wakker geword en die Here het vir gesê sy moet hoor of sy nie spasie kan gee vir Pinkfoot Pret om by haar te kom hier nie. Ek het my eerste tak oopgemaak in Middelburg met die werk. Ek dink dit was die kleinste takkie, soos wat hulle getalle deurgee, dan sê ek het 7.
Maar soos wat dit begin het en soos ek my voete gevind het my getalle net groter en groter geword. Maar met die het my genesing vir die eerste keer gekom. Het is amper asof ek op autopilot vir daai jaar na Luke se dood was en met mama's te werk het my genesing gekom. So het ek Witbank toe 'n jaar later oopgemaak, Witbank tak, en daai tak het ook net uit sy note uitgebars. Van daai mamas het babatjies verloor en hulle het nie geweet hoe dit te werk nie. Met die het ek baie begin saam en met mamas praat en hulle deur hulle seergeld soveel dat ek oproepe ontvang. En as 'n eienaar dan is jy opgewonde want dis 'n nuwe mamma wat navraag doen. Maar dan sê tweede Solani, ek het jou nommer gekry by so en so wat by jou Pinkfoot. Ek het my babatjie verloor. So deur met hulle te werk en met mamas wat hulle babatjies verloor het, te werk het my genesing regtig plaasgevind. So, op die universiteit, nie my tyd nie, kan ek nou met die groot woorde in my klas, jy sal sy getuie wees, op die mat speel, saam met my 2 eie kindertjies. Ek kan 'n veilige hawe vir mamma's bed, van my huis af, met die Here se genade, en ek kan doen waarvoor ek baie lief is. Jou kinders is so 'n kort tydjie afhanklik van jou. Jy kan nooit daai tyd terugdraai nie. Tyd saam met hulle is net, dis priceless. Go vir dit, neem die besluit, stap die pad. Dit is nie altyd 'n maklike besluit nie, maar eendag sal jy weet dit was die regte besluit. Jy gaan nooit spyt wees as jy daai eerste keer jou kleintjie Pinkfoot pret toe vat nie. Dit doen die mamma goed, dit doen die baba goed en dit doen die mans ook baie goed. So as daai mamma huis toe vind, is sy heeltemal op 'n ander plek as wat sy was tussen die huis gery en die So, mamma, vir jou eie sanity, het jy nodig om 1 keer 'n week uit te kom. Nie net gaan jy uitkom en hartsvriendinne maak nie, maar jy gaan ook speel saam met jou kind kan leer. En hierdie kwaliteit oomblikke gaan jy vir altyd saam met jou koester. Gee jouself die geleentheid om 1 keer 'n week vir 'n uur en 'n half lank, 1-aan-1 tyd, kwaliteit tyd saam met jou Pinkfoot te kom spandeer. As jy regtig 'n groot lewensverandering wil ondergaan, dan sal ek dit aanbeveel. Koop vir jou Pinkfoot pret. As jy wil begin met 'n Pinkfoot tak, dit is scary, dit maak jou bang, maar later in jou lewe leer jy dat dit wat jou bang maak nie noodwendig sleg is nie. die hart agter Pinkfoot pret, die setup, alles word regtig met excellence gedoen en ek sal dit aanbeveel vir elke liewe ma. Dit gee jou selfvertroue, dit gee jou idees, dit gee jou moed, dit gee vir jou vriendinne en dit establish 'n ongelooflike band met jou kind. As jy voel daar's 'n behoefte in jou dorp en 'n behoefte in jou hart, kom praat met my. Dan bring ek die droom na jou dorp toe. Want dit is hoe 30 ander takke ontstaan het en dis waar Pinkfoot pret ook begin het in my hart.